Goeiemôre en baie welkom by vanoggend se erediens Sondag 28 April hierso by NG Gemeente Bellville Riebeek. Ek is Dominee Martin Stein wat vanoggend vir ons voortgaan. En vir die wat die eerste keer die video nou sien, dit is die derde probeerslag hierdie. Ons het vanoggend uitgesaai en die uitsending het geen klank gehad nie. Toe word die woorde waar van die tannie net nou vir my gesê, partykeer kan 'n rekenaar 'n nekenaar word. En so daar het die ene van die rede die klankie uitgesaai nie. Toe met 'n lig oomblik daarso by Magnolia, dit is nou die diens wat ons net hier na ons erediens gaan doen by een van ons ouetehuise. Besluit ek toe, maar kom ek neem sommer die nou op en saai hom uit. En dit het gewerk tot op 'n punt, en nie so derde in te besluit, my data op my selfoon, dis nou klaar, en toe begin hy ook opneem. So, hier is ek nou die derde keer vanoggend, maar ek glo ook hier agter is 'n doel, en ironies genoeg, op pad hiernatoe terug van Huis Magnolia af, toe wonder ek, of ek nie iets ook hierin moet lees nie. Maar 'n bietjie later daarvan, aan die einde van die diens, kom ons raak rustig en bid so vanoggend saam. Hemelse Vader, baie dankie dat ons vanoggend op hierdie manier ook weer hierdie boodskap kan hoor. Dankie vir u liefde vir elkeen van ons. Dankie dat ons so kan sit en luister en na u woord en wat u vir elkeen ons wil sê. O Heilige Gees, ek wil vra dat u sal werk in elkeen. Wil u hierdie gedagtes vir 'n oomblik net stil maak en wegvat wat tussen ons en u staan. Ons kom daarom en vra vergewe ons sondes, Here. O Heilige Gees, kom vul ons met die woord en gee dat ons u stem, soos ons hier aan die voete sit, dat ons u stem duidelik sal hoor. Amen. Nou, vanoggend se diens is so die derde van ons reeks van 3. En die eerste ene, waarby ons begin het, Johannes 21, jy sal onthou, het ons al begin by vers 1, en dit is Jesus se verskyning aan sy disippels by die see van Tiberias, en in daai week het ons gehoor, Jesus daag op, daar waar jy is, daar waar jy besig is, in die alledaagse, in die visvang van die disippels, daar daag hy op en kom verskyn hy 'n derde keer aan hulle. Die week daarna het ons bietjie verder gegaan, en besef, dat daar waar jy jou ontmoet, daar kom voorsien hy ook, hy voorsien in die onmiddellike, dit wat jy nou nodig het, soos hy daarso vir die disippels, hulle was honger, 'n hele aand op die see, en hy kom en hy gee vir hulle daarso 'n warm brood op 'n vuur en vis wat hulle kon geniet. En so vang hulle ook baie vis wat hulle later sou kon verkoop en ook daarmee vir hulle in die gang hou vir 'n rukkie. En so kom ontmoet hy ons en gee hy altyd vir ons genoeg. Vanoggend kom ons by die laaste gedeelte daarvan vers 15 af, en waar die Here sê, maar hy het 'n doel vir jou. Hy kom ontmoet jou daar en hy bevestig sy teenwoordigheid, maar hy het 'n doel met jou en met my vanoggend. Nou, kom ek lees vir ons daarso Johannes 21, daar vanaf vers 15, so hulle staan nou hier by die kolevuur gestaan, lekker saam geëet, en dan lees ons hier van Johannes 21 vers 15. Toe hulle klaar was met ontbyt, vra Jesus vir Simon, Petrus, Simon seun van Johannes, het jy my baie lief, meer as hulle? En hy sê vir hom, ja Here, u weet dat ek u lief het. En hy sê vir hom, laat my lammers wei. En hy vra hom weer 'n tweede keer, Simon seun van Johannes, het jy my baie lief? Hy sê vir hom, ja Here, u weet dat ek u lief het. En hy sê vir hom, pas my skape op. Hy vra hom die derde keer, Simon seun van Johannes, het jy my lief? En Petrus het bedroef geword, omdat hy hom die derde keer gevra het jy my lief? En hy antwoord hom, Here, u weet alles. U weet dat ek u lief het. En Jesus sê vir hom, laat my skape wei. Amen, amen. Ek sê vir jou, toe jy jonger was, het jy self jy gordel vasgemaak en gegaan waar jy wou. Maar wanneer jy oud word, sal jy jou hande uitsteek en iemand anders sal jy gordel vasmaak en jou bring waar jy nie wil wees nie. Hy het dit gesê om aan te dui deur watter soort dood Petrus God sou verheerlik. En nadat hy dit gesê het, sê hy vir Petrus, volg my. Ek lees tot sover.
Ek wonder hoe Petrus gevoel het, want onthou jy wie hom verloon het? Petrus. Onthou jy wie eers wil teruggaan en net na die normale aangaan, net weer gaan visvang? Ook Petrus. En soos Petrus daar op die strand staan, dink ek het hy steeds die skuldgevoel gehad oor wat hy nou die dag gedoen het, toe hy Christus verloon het. Selfs dat hy gestry het met die mense. En hierso, en miskien is dit toeval, dat hy weer hierdie oggend voor 'n kolevuur staan. Die laaste keer wat hy voor 'n kolevuur gestaan het, was daarso in Johannes 18, vers 18. En ek lees daarso vir ons hierdie gedeelte. Hy het nou net geantwoord vir die mense waar hulle hom gevra het, is jy nie een van hierdie man se disippels nie? En hy sê ek is nie. Dan vers 18. Die slawe en die tempelwagte het hulle gestaan en warm maak by 'n koelvuur wat hulle gemaak het, omdat dit koud was. Ook Petrus het hom daar by hulle gestaan en warm maak. En dan vers 25, Simon Petrus het hom nog daar staan en warm maak. En hulle sê toe vir hom, is jy nie ook een van die disippels nie? En hy het ontken en hy het gesê, ek is nie. Laaste keer voor 'n kolevuur en hier weer hierdie oggend staan hy daar so na hy vis gevang het voor 'n kolevuur. Toevallig, ek wonder hoe hy moes voel toe daai reuk van die rook kom tref in die hitte van die vuur en hy dadelik dalk kon dink aan die laaste keer wat hy so voor die vuur gestaan het, toe hy Jesus verloon het. Dis my nogals mooi dat Jesus los nie net daar vir Petrus in sy bedroefheid en in sak en as nie. Maar hy kom ontmoet hom daar, want hy het 'n doel met hom. En dit het nie verander nie. Selfs al het Petrus gedoen wat hy gedoen het, sy doel met Petrus het nie verander nie. Petrus moes 'n vissers van mense word. En so breek Jesus se liefde deur en herstel hy hierdie verhouding van hulle twee. En maak hy weer heel. Hy vra vir hom 3 maal, het jy my verloon? Miskien op 'n manier om vir Petrus te laat herinner aan die 3 maal. Hy vra vir Petrus 3 maal of hy hom lief het. En dit is dalk 'n terugspeel op die 3 maal wat hy hom verloon het. En die eerste keer sê hy maar, laat my lammers wei. Pas my skape op, laat my skape wei, sê hy vir hom 'n 3de keer. Petrus wat voel, hy het hom teleurgestel, maar dan kom Jesus en hy ontmoet hy hom en hy vra vir hom, het jy my lief? Het jy my lief? Want ek het 'n doel vir jou. Dalk het jou gevoel, jy het ook so op so 'n plek waar jy Jesus teleurgestel het, waar jy in sak en as is, waar jy oor daai een ding struikel en altyd struikel en net nie verder as dit kom nie. Ons kan 'n bietjie gaan dink oor die manier hoe ons al geleef het, waar jy dalk niks werd voel nie, en asof jy gefaal het voor God. En hom dalk verloon het op 'n ander manier. En miskien sit jy vanoggend of vanaand langs hierdie koelvuur. Weet dit dat Jesus sit en wag ook daar vir jou, om jou te herstel, om jou heel te maak. Wat as Petrus te skaam was om uit die boot te klim? En hy besluit, hy gaan hom aangaan, en hy sou aangegaan het, hy sou vis gevang het. Hy sou nooit op die ouende sy doel bereik het nie. Hy sal ook weer gaan visvang. Maar Jesus kom en hy ontmoet hom daar so in sak en as. En hy sê vir hom, ek het 'n doel met jou. En dieselfde geld vir jou en vir my. Miskien is dit dat die sonde en die foute wat ons al gemaak het, ons nie toelaat om weer dit op dieselfde manier by daai doel uit te kom as wat ons sou nie. Maar ook daarmee het God 'n plan vir elkeen van ons met ons lewenservarings en dinge. En elkeen van ons het 'n unieke storie en het ons eie storie. En God wil jou kom gebruik. Hy het 'n doel en 'n plan vir jou. Hy los ons nie soos Petrus daar so in sak en as nie. Soos hy met Petrus heel gemaak het en gesond gemaak het, kom doen hy ook met elkeen van ons.
Ons lees daar later dat Petrus sy doel gaan leef het en so op die ouende, die een wat vir Jesus verloon het, is een wat ook vir hom gaan sterf het. En dit was sy plan met hom. Sy planne is uniek tot elkeen van ons. Tot ons eie stories. Nie een van ons is dieselfde en het dieselfde om te gee, te gaan leef nie. As ons verder lees daarso, en dit verduidelik 'n bietjie daai punt, vers 20, van vers 20 af, nadat hy vir hom gesê het, volg my, dan sê hy, toe Petrus omdraai, sê nie dat die disipel vir wie Jesus liefgehad het, hulle volg. Die een wat ook tydens die maaltyd teen sy bors aangeleun het en gevra het, Here, wie is dit wat u gaan verraai? Toe Petrus hom sien, vra hy vir Jesus, Here, maar wat van hom? En Jesus sê vir hom, as ek wil hê dat hy bly totdat ek kom, wat het dit met jou te doen? Volg jy my? Die gerug het onder die broers versprei. Volg jy my? Petrus is bekommerd, maar wat van Johannes? Hoekom kan Johannes so aangaan en so, en wat van hom? Volg jy my? Here sê vir hom, maak nie saak wat se planne ek met Johannes het nie, en moenie bekommer dat hy daarmee besig is nie. Ek soek van jou alles. Ek soek alles van jou. Jou roeping bly dieselfde. Ons almal kan nie dieselfde ding gaan doen nie, ons almal het nie dieselfde gawes nie, ons almal het nie dieselfde stories nie. Maar weet dat, as jy dalk vandag voor daai kolevuur staan, dan dink ek so aan Petrus en aan Jesus, want so staan Jesus ook langs jou, vandag. En hy kom sê vir jou, ek het 'n doel vir jou. Ek het 'n doel vir jou. Ek wil jou herstel, sodat ek jou kan gebruik. Maak nie saak van jou verlede en wat jy al gedoen het nie. Vir jou wil ek gebruik. Maak nie saak van daardie persoon en waarmee hy of sy besig is nie. Vir jou wil ek gebruik. Volg jy my? Sê daar so later in Johannes. Nou die bietjie van 'n getuienis dan nou vanoggend, wat mense nie in enige van die ander preke sou hoor nie. En dit is, terwyl ek klaar is met Magnolia, besef dat ons het nou uitgesaai en die helfte van die diens het die data opgeraak en ek gaan dit weer moet oordoen. Toe besef ek, hierdie is die derde keer dat ek dit nou doen. Miskien het die Here ook vanoggend vir my 3 keer kom vra, volg jy my? Volg jy my? Het jy my baie lief? Het jy my baie lief? Tweede keer by Magnolia en hierso vanoggend, het jy my baie lief? Here, kom gebruik ons elkeen op verskillende maniere. En elke keer gaan haal hy ons daar uit die dieptes uit, om langs jou toe kom staan, jou te ontmoet. Mag jy daai liefde ervaar, en mag jy dit gaan uitleef, en hom volg, soos dit hy vir jou wil gebruik. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, so kom vra hy vir elkeen van ons, het jy my lief? Ons sê maklik ja, en as daar tweede keer iets gebeur, dan sê ons ja, Here, en dan 'n derde keer dan, Here, jy weet, ons het U lief. Gebruik ons, net soos U wil. U is die pottebakker, U het ons gevorm, ons gemaak. Gebruik ons stikkende kruike tot U diens. Amen. Mag U 'n lekker Sondag verder hê. En my gebed is, ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly met elkeen van u. Amen.